Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Nou ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 130. Nou hierdie baie besondere gesang sê middelpunt van ons verlange. U bring rus in ons gemoed. Jesus, met ons dankgesange loof ons steeds u liefdegloed. Op die diep verdorwe aarde het u, Heiland, neergedaal en vir elke skuld beswaarde met u kosbaar bloed betaal. Vers 4 sê u, die leidsman in ons lewe, leer ons kwaad oorwin deur goed. Bly u eer ons eerste strewe, kom daar rus in ons gemoed. Hoe is ons aan u verbonde, Jesus, Redder Seun van God? Dankbaar juig ons harte en ons monde oor ons ewig heerlik lot. Nou hierdie is my so besondere gesang en u is baie welkom om al die versies te gaan lees. En waaroor gaan hierdie gesang? Dit gaan oor die Here Jesus Christus. Waaroor gaan ons oordeenkinge tans? Oor die Here Jesus Christus. Ek het vir u gesê dat Jesaja in Jesaja 9 vers 5 die profesie aangaande Christus vir ons deurgee, dat hy is die kind wat gebore sou word. Sy naam sal wees wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou ons het al reeds deur hierdie 5 gedagtes gewerk en baie dankie vir elkeen se terugvoering en die seën wat u geput het dan ook uit hierdie reeks. En watter wonderlike en kosbare gedagte om so bietjie na die Here Jesus se karakter, sy identiteit, sy persoon te kyk. Nou vriende, ek het gedink aan wat gaan ek vir u nou sê die laaste paar dae voor ons met vakansie vertrek, die 30ste, as die Here ons spaar. En ek dink ons gaan 'n bietjie aangaan oor die gedagte van Christus en wil ek vanmôre en dan die oggende wat voorlê bietjie met u praat oor Jesus Christus se ware identiteit. U sien, is noodsaaklik dat ons sal sien dat hierdie oordeenkinge waarmee ek besig is, nie net nog 'n goed voel geleentheid is waar ek 'n paar slagspreuke en 'n paar mooi gedagtetjies en aanhalings vir u deurgee en u voel goed vir 'n paar minute en dan gaan u dag tegemoet. En as jy vanaand by die huis kom, is u soos 'n uitgewaste lap en daar is niks substansie in u hart wat vir u koers gegee het in u wandel saam met die Here nie. U sien, die Bybel leer vir ons, daar is 'n weg wat vir mense reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. En ek dink, daar is 'n horde kerke en predikante en mense wat hulle besig hou met slagspreuke en goedvoel gedagtes en idees, terwyl ons nie regtig hierdie fondasie in ons harte gevestig het van wie hierdie God is, wie ons aanbid nie. Ek dink so aan daardie besondere gelykenis in die Bybel, waar die Here praat van die 2 huise wat gebou word. Die een huis op die rots en die ander huis op die sand. En die Bybel sê vir my, teen al twee hierdie huise het die storms van die lewe gekom. Die Bybel sê die een het bly staan en die ander een het geval. En wat was die rede? Die Bybel sê, want die een se fondasie was reg. Die een se fondasie was goed uitgelê, was uitgegrou, was gebou op die rots en die ander een was op die sand gebou. En ek wil vir u sê, daar's baie mense wat bely hulle behoort aan die Here, maar hulle verstaan nie wie die Here is nie. Hulle teologie is op die sand gebou en wanneer die storms van die lewe kom, dan val hulle geestelike huise plat. En daarom is my begeerte nie om vir u net nog 'n goedvoel boodskap te gee nie, maar u werklik voor te stel aan die God van die Bybel, wat in sy Seun Jesus Christus vir ons verlossing kom skenk het, en deur die woord en deur die krag van die Heilige Gees getuig aangaande hierdie Here Jesus Christus. So kom ons gaan kyk gou vanmôre en ons gaan 'n kort reeksie begin oor hierdie gedagte, Jesus Christus se ware identiteit, soos ons dit sien daar in Kolossense die 1ste hoofstuk. Nou moet ek vir u sê, in die gemeente Kolosse was daar 'n geweldige stryd binne die gemeente, omdat valse leringe aangaande Christus en die Christelike godsdiens ingekom het. U moet onthou dat hierdie verwarring, hierdie geestelike stryd, hierdie stryd aangaande die identiteit van Christus is nie iets wat gister en eergister deur die liberale teoloë ingebring is nie. Dis 'n eeuelange stryd waar die ou duiwel poog om 'n verwronge idee van Christus aan ons deur te gee, sodat ons God nie sal aanbid in gees en in waarheid nie. Die ou vyand weet net so goed soos ek en jy, dat daar 'n weg is wat vir mense reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Daarom het ons nodig om tyd te neem om die Bybel te bestudeer, preke te luister, ons hart met hierdie waarheid, vriende, te voed,
sodat ons die Here kan dien op 'n manier wat vir hom welbehaaglik sal wees. Elkeen kan die Here maar nie net dien op sy manier nie. Daar is baie mense wat sê ons almal dien die Here, maar op verskillende maniere. Ons almal glo in een God, maar ons verstaan dit net verskillend. Nee, dis nie waar nie. Die Bybel sê vir ons, ons moet moeite doen om 'n regte verstaan van God te kry, van Jesus Christus, van die Heilige Gees. En waar kry ons dit? Vanuit die blaaie van die Bybel. So kom ek lees gou vir u wat staan daar in Kolossense 1 vers 15. In die gemeente Kolosse was daar hierdie aanval gewees van die gnostisisme. Dit was 'n groep wat geglo het jy moet verhewe kennis hê. Hulle het 'n verwronge verstaan gehad van God, van materie, van sonde, van allerlei dinge, vriende, en daarom was hier verwarring en Paulus kom en hy bring so 'n bietjie vastigheid onder die kinders van God in Kolosse se voete. En hy sê daar in Kolossense 1:15, juis omtrent die identiteit van Christus, wat dan daar so half onder bespreking gekom het, en hierdie mense het dit probeer onder verdenking plaas, en Paulus kom bring standvastigheid en hy sê, Christus is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Nou vriende, wat is Paulus se boodskap aan hierdie gemeente? Wat wil Paulus vir hierdie mense sê deur hierdie baie aangrypende woorde? Eenvoudig dat Christus uniek is, dat hy uniek in sy karakter, in sy persoon, in sy wese is, en ek wil vir u sê, as ons bely ons behoort aan die Here, behoort ons meer tyd te spandeer om die karakter van Christus te bestudeer. 'n Beter verstaan van Christus gee vir jou ook 'n standvastigheid in jou geestelike lewe. Dit gee vir jou nuwe hoop vir die toekoms en dit gee vir jou ook 'n begeerte om hom eendag in sy heerlikheid te sien soos hy is. Jy moet onthou, die disippels self het maar gestoei met hierdie verstaan van die Here Jesus Christus, en dank God dat hulle in die blaaie van die Bybel vir ons opgeteken het, hierdie pad wat hulle gestap het, om by hierdie verstaan uit te kom. En dan is dit nie eers die volle verstaan van Christus nie, maar hy sê ondeurgrondelik in sy wese, maar hy openbaar genoeg aan ons, sodat ons kan weet, ons aanbid hom vir wie hy is, en soos hy homself kom openbaar het. Hoor wat staan in Matteus 16, vers 13 tot 17. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek, of hy vra sy disippels, en hy sê vir hulle, wie sê die mense dat ek die seun van God, of die seun van die mens is? En nou begin hulle om antwoord, hoor gou. Die een sê Johannes die Doper, en die ander sê Elia, en die ander sê Jeremia, of een van die profete. So, selfs die disippels het baie geluister na wat mense aangaande Christus sê. En terwyl Jesus al hierdie wonders en tekens en vermeerdering van die brode gedoen het, en siekes gesond gemaak het, en dooies opgewek het, en die krag van God kom openbaar het, en deur sy prediking kom wys hy dat hy uniek is, kom die disippels in Matteus 16, en toe hy vir hulle vra, wie sê die mense is ek, toe is die oorgrote meerderheid se antwoord dat u is eintlik maar net Johannes die Doper, of u is maar net 'n Ou Testamentiese profeet, u is Elia of Jeremia of wat ook al. En nou kom Jesus en hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? Die oorgrote meerderheid sê hy's net nog 'n profeet, maar hy sê vir sy disippels, wie sê julle is ek? Wat dink julle van my identiteit? As julle my werke sien, as julle my spraak hoor, as julle sien hoe ek optree, wie sê julle is ek? Die mense sê, ek is net nog 'n profeet, ek is net nog een van baie gode. Wie sê julle is ek? Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En hoor nou wat sê vers 17. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En vriende, hier kom die kruks van vanmôre se boodskap. Ons kan alleen deur die wysheid wat God ons gee, verstaan wie Jesus Christus is. Mense dink om Christus te leer ken, kan hulle so nonchalant so 'n paar blaadjies in die Bybel lees, of so 'n paar koringkorreltjies trek, of so 'n paar versies hier teen 'n muur plak, en nou gaan hulle Christus leer ken.
Die God van hemel en aarde moet deur sy gees vanuit die woord Christus aan jou openbaar soos hy afgeskilder is, voor jy werklik sy identiteit sal kan verstaan. Daarom, vriende, sê die Bybel vir ons dat die evangelie is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Waarom? Want dit is net God wat deur sy gees aan ons Christus kan openbaar. Daarom die mense sê, ja, hy's Johannes en hy's Elia en hy's 'n profeet en dis maar vandag se gedagte. Ja, Christus is besonder gewees, maar hy's daarom nou nie God gewees nie. Petrus bely, hy sê baie duidelik. Hy sê u is die Christus, die seun van die lewende God. Met ander woorde, u is die een wat van God gekom het. U is God wat mens kom word het. En die Here sê self, Simon, dis nie iets wat jy uitgedink het nie. Dis nie iets wat jy verstaan nie. Dis nie iets wat jy gesnap het nie. Maar dis wat my Vader aan jou geopenbaar het. Ek vra jou vanmôre, ken jy werklik die Christus van die Bybel? Bou jy werklik op die rots Jesus Christus? Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar kan geen ander fondasie gelê word as Christus alleen nie. Nou ons gaan bietjie môre aangaan met hierdie reeks. En dan vriende, dan gaan ons na baie besondere dinge kyk, soos Jesus se verhouding tot God, Jesus se verhouding tot die heelal, Jesus se verhouding tot die onsigbare wêreld en Jesus se verhouding tot sy kerk. Dis die boodskappe wat ons gaan hanteer in die dae wat kom. Mag die Here vir ons seën met wysheid. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.